Woensdag 19 Augustus 6:32 hier op Stroom op hier's vandag se nuus en ek wil wegval met ons hoofnuus vir oggend hier in die dorp. Is dit ons plaaslike skolespan Hoërskool Nelspruit toe nou gister Jesse geskop het in die halfeindstryd van die plaatbeker. En deur is na die eindstryd wat nou Saterdag op Hoërskool Swartkop se bane beslis gaan word. So die dorp is in rep en roer. Ons goeie vriend M.J. Mens, wat in beheer is van die skoolse rugby, en die afrigter Johan het baie mooi werk hierdie jaar gedoen. En die span, baie geluk aan Hoërskool Nelspruit. Dis nee man, ek het julle gekyk hierdie jaar. Julle het sulke pragtige rugby gespeel en ons hoop Saterdag loop op mooi dinge uit. En wat die goeie nuus is natuurlik, dat hulle nou volgende jaar, al ons weet nie of het goeie nuus is noodwendig nie, maar dat hulle dan nou volgende jaar in die groot menere se beker terug weer gaan speel. In ander belangrike nuus in Robertson in die Wes-Kaap, by die polisie se spesiale taakmag 'n man doodgeskiet wat glo 'n lys van selfs bekende politici, sakelei en joernaliste as vyande van die boervolk geïdentifiseer het. Die dokument is in 'n dagboek gevind in die huis wat Cornelius van Dalen op die plaas Topview by De Hoop bewoon het. Volgens inskrywings in die dagboek moes daar met die geïdentifiseerde persone afgereken word. Van Dalen het na bewering sowat 9 maande op die plaas gewoon voordat die skietery gisteraand of maandag plaasgevind het eerder. En ons gesels nou gesels ons 'n bietjie meer diepte oor hierdie saak ook. Hier's nog 'n saak waaroor ons nou gaan gesels. 'n Tiener is in Mamasbury in die Wes-Kaap in hegtenis geneem in verband met gewelddadige internasionale aanlyn netwerke wat as 764 bekend staan. Die polisiewoordvoerder luitenant-kolonel Amanda van Wyk sê die netwerke word ondersoek vir die uitbuiting van minderjariges en die aanhitsing van geweld teen diere. Elektroniese toestelle is tydens die ondersoek op beslag gelê en verskeie moontlike slagoffers is geïdentifiseer. Die polisie se eenheid vir reeks en elektroniese misdade het inligting van Amerikaanse owerhede ontvang. AfriForum en die March and March beweging gaan saam regsaake van gemeenskaplike belang aanpak. Die organisasie sê hulle sal mekaar ondersteun in die stryd teen misdaad en onwettige immigrasie. Die ooreenkoms volg nadat March and March se leier Jacinta Nkobezi Zuma aangekondig het dat haar beweging in 'n nie-regeringsorganisasie omskep gaan word wat skole wil bou. In die Wes-Kaap sal regsgeleerdes vir 3 jaar voltyds by polisiestasies geplaas word om beamptes met sterker sake en suksesvolle vervolgings te help. Die Lawyers in Police Stations projek is in Mitchells Plain bekend gestel as 'n vennootskap tussen die Wes-Kaapse regering, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Global Initiative Against Transnational Organised Crime. Die projek het in Maart 2025 as 'n proefprojek in Grassy Park begin weens hoë vlakke van ernstige en georganiseerde misdaad. Uitbreiding word ook vir die Stellenbosch polisieeringsgebied beplan, insluitend Stellenbosch Sentraal, Kayamandi en Kloetiswil. 'n Skermswewer wat alleen gevlieg het is doodgevind na 'n soek- en reddingsoperasie in die Wes-Kaap nadat hy nie na die landingsterrein teruggekeer het nie. Gregory Critchley, bedryfshoof van die Lugvaart Reddingskoördineringsentrum, sê die sentrum het sy vroeë waarskuwingsnetwerk geaktiveer nadat die vlieënier vermis geraak het. Slegte weer het redders aanvanklik gedwing om die soektog op te skort. Die liggaam is later met die hulp van helikopters en hommeltuie gevind. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het 'n reservis van 'n Pretoria eenheid afgedank nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin hy skynbaar dronk in uniform voorkom. Die video wys hoe die reservis in 'n toilet sy balans probeer hou en teen 'n muur leun. Die weermag se hoof van kommunikasie, Siphiwe Dlamini, sê die gedrag is onaanvaarbaar en teenstrydig met die dissipline wat van lede verwag word.
Dlamini sê die weermag het meer as 80.000 personeellede en dat dit tyd sal neem om data oor soortgelyke afdankings te versamel. Die DA sê hy sal nie teen sy parlementslid en finansies woordvoerder Dr. Mark Burke optree terwyl die Suid-Afrikaanse Reserwebank sy voormalige maatskappy Castello ondersoek nie. Die voorsitter van die party se federale raad, Ashok Sarupen, sê daar is tans geen bevinding van wanoptrede teen Burke nie. Julle sal sien dat ek ook so op my Facebook 'n berig hieroor geplaas het. Castello word ondersoek vir die beweerde oortreding van valutabeheerregulasies nadat 4 miljard rand Suid-Afrika deur 'n kripto skema verlaat het. 13 miljoen rand se kliëntefondse is in November 2025 deur die hof gevries. Burke ontken onetiese gedrag en het homself van alle parlementêre sake oor die Reserwebank onttrek. Die kabinet het die publikasie van 'n nuwe elektrisiteitsprysbeleid en 'n padkaart vir elektrisiteitshervorming goedgekeur. Die beleid is daarop gemik om die land van uitsluitlik staatsbeheerde stelsel weg te skuif. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die 2008 prysbeleid word bygewerk om voorsiening te maak vir markhervormings ingevolge die elektrisiteitswysigingswet van 2024. Suid-Afrika was volgens die regering vir 440 opeenvolgende dae vry van beerdkrag. Munisipale kliënte het 'n gemiddelde verhoging van 9% gekry, terwyl Eskom kliënte 'n verhoging van 8,76% ervaar het. President Cyril Ramaphosa het die eerste fase verslag van die Eskom struktureringsplan goedgekeur. Die verslag stel die stigting van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur voor. Die nuwe entiteit sal onafhanklik van Eskom funksioneer om belangebotsings in die kragsektor te beperk en mededingende kragopwekking te bevorder. Eskom se uitvoerende hoof Dan Marukani het vroeër kommer uitgespreek dat die oordrag van bates Eskom se balansstaat en finansiële volhoubaarheid kan verswak. Die presidentskap sê die tweede fase van die herstrukturering begin onmiddellik en moet binne 3 maande afgehandel word. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van Finansies, Nhlanhla Nene, as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie aangestel. Nene vervang Patience Mbava wat sedert 2021 in die pos was. Die aanstelling volg na jare van finansiële wanbestuur en interne konflik by die kommissie. Die liggaam wat die parlement oor openbare finansies adviseer, het die afgelope jaar 'n tekort van byna 600.000 rand op 'n begroting van 60 miljoen rand getoon. Teen einde Maart 2025 was 33 van die 51 poste steeds vakant. Die voormalige prokureur Piet Viljoen beplan om te appeleer teen die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria se beslissing om borgtog aan hom te weier. Sy regsverteenwoordiger Andre Steenkamp sê hulle gaan Landros Nikasetsogwe se uitspraak betwis. Die Landros het bevind dat Viljoen 'n vlugrisiko is en moontlik getuies kan intimideer of met die ondersoek kan inmeng. Die polisie in Mpumalanga bied 'n beloning van R100.000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van Mpumalani Ezekiel Matsani. Hy word gesoek in verband met die moord op 2 mans by 'n taverne in die Calcutta polisieeringsgebied. Die provinsiale polisiewoordvoerder kolonel Mavela Masondu waarsku dat Matsani as gewapend en gevaarlik beskou word. Die Calcutta polisieeringsgebied het sedert die begin van die jaar 39 skietmoorde aangeteken. 4 verdagtes is in Sinnewil in hegtenis geneem na 'n gewapende rooftog by 'n volstasie wat in 'n skietgeveg en 'n jaagtog op die R566 na Rosslyn ontaard het. ProShield Security se taktiese eenheid en die polisie het op 'n paniekknoppie gereageer. Een verdagte is na 'n motorongeluk vasgetrek, terwyl 3 ander na 'n veilige huis gevlug het. By die eiendom het nog 'n skietgeveg uitgebreek. Die polisie het 'n R5 geweer, ammunisie, vals nommerplate en 'n onbekende bedrag kontant gevind. Buitelandse nuus: Oekraïense magte het een van hulle grootste hommeltuigaanvalle op Rusland geloods. Volgens die Russiese Ministerie van Verdediging is 791 hommeltuie
oor verskeie streke onderskep, insluitend 180 bo die Moskou-streek. Intussen het 'n Russiese missielaanval op Pechenny in die Kharkiv-streek minstens 10 mense gedood en 17 beseer. Die Oekraïense minister van buitelandse sake, Andriy Sybiha, sê president Vladimir Putin rek die oorlog uit in plaas daarvan om 'n realistiese skietstilstand-voorstelle te aanvaar. President Donald Trump sê die Verenigde State beplan geen samesprekings met Iran nie, maar hou vol dat die straat van Hormuz oop en operasioneel bly. Die verklaring volg na sy dreigement teen Oman oor 'n moontlike ooreenkoms met Iran om skeepvaart deur die strategiese waterweg te bestuur. Skeepvaartdata wys dat verkeer deur die straat met 19,5% tot 95 deurgange gedaal het. Die hofsaak teen Meta het in Oakland, Kalifornië begin. Die maatskappy word daarvan beskuldig dat hy kinders doelbewus aan Facebook en Instagram verslaaf maak. Megan O'Neill, 'n regsverteenwoordiger vir Kalifornië, voer aan dat Meta geweet het sy platforms benadeel tieners se geestesgesondheid, maar winste bo veiligheid gestel het. Meta se prokureur Paul Schmidt sê sosiale media verslawing is nie wetenskaplik bewys nie. Die saak is deur 29 Amerikaanse state aanhange gemaak. Die dodetal na die bootramp op Zimbabwe se Kariba meer het tot 93 gestyg. Dit word as die land se dodelikste vervoerramp nog beskryf. Pakistan se Hooggeregshof het gelas dat die voormalige eerste minister Imran Khan na die Shifa Internasionale Hospitaal in Islamabad oorgeplaas word weens sy gesondheid. 'n Regspaneel het beslis dat Khan deur spesialiste ondersoek moet word nadat sy regspan kommer oor sy sig geopper het. Khan is sedert Augustus 2023 in die tronk op korrupsie-aanklagte wat hy as polities gemotiveerd bestempel. Die hof het ook weeklikse familiebesoeke en telefoonoproepe met sy seuns goedgekeur. En dit was Nuuspot se bulletin vanoggend, Woensdag 19 Augustus.